In die stroombaandiagram hieronder het die battery 'n weglaatbare interne weerstand. Nou juffrou, wat sê hulle daar? Ons kom daarby. So dit is nog werk wat bykom hierdie jaar. Maar hulle sê nou jy moet dit ignoreer. Die weerstand van die ammeter en die drade kan ook geïgnoreer word. Okay, dan kry jy 'n stroombaan. Nou voordat jy die vraag lees, gaan jy 'n highlighter uithaal en jou mannetjies gaan loop met hulle toebroodjies. Okay? So hierso gaan my mannetjies onder die stroom gaan van positief na negatief en die lang streepie is positief en die klein streepie is negatief, né? Okay? Dan as hy daar kom, dan gaan die stroom opsplit. Hier gaan hy opsplit en daar gaan hy opsplit. Kom ek beskou gou 'n vertakking op 'n slag. Die wat hier gaan daardeur en dan gaan hulle reguit huis toe. Is julle met my? So as hulle 10 toebroodjies kry, dan gaan hy hierso 10 toebroodjies eet en dan gaan hy huis toe. Is julle met my? Okay. So, ek gaan hierso sê vir myself, kom ek sê hierdie is 10 volts, dan is hierdie ene 10 volts. Ek weet glad nie wat sy regte volts nie, ek maak nou nie goed op. Dan gaan hierdie mannetjies wat hierdeur gaan, gaan deur die 8 en hulle gaan deur hierdie 8. En dan gaan hulle reguit huis toe. So hierdie takkie het 2 weerstande. Ek sien die 2 weerstande is ewe groot. Wat weet ek van die volts? Dit gaan eweredig opsplit. Hier gaan 5 toebroodjies gaan en hier gaan 5 toebroodjies gaan. Okay, chop. Ek gaan dit net gewees hê. Jy loop by die huis uit met 10 toebroodjies. Hoe loop jy? Sê nou maar jy kies die boonste vertakking, dan gaan jy hierdeur en jy gaan reguit huis toe. Wat beteken, jy moet al 10 toebroodjies daar op eet. Anders is jy in die moeilikheid. Nou 'n ander maatjie, nie jy nie, stap hierdeur en hulle gaan deur die 8 en deur die 8. En dan gaan hulle huis toe. Okay, wat beteken hulle moet hulle toebroodjies verdeel vir die dag en sien dat hierdie 2 ewe groot is, gaan hulle toebroodjies gelyk op verdeel. Yes? Okay, hierdie is soos om wiskundige letters te vat of 'n dubbel wiskunde te vat. Waar gaan die meeste kinders gaan? Geletterdheid. Dis makliker. Okay. Goed, die lesing op wattmeter V3 sal gelyk wees aan. Die lesing op wattmeter V3 sal gelyk wees aan. So ons het nou daai 5 volts, né? So hulle is gelyk aan, nou sê hulle V1. Nee, ons het gesien hy's 10 volts. Die helfte van V1. Dis waar. Okay, kom ons kyk net gou waar nog opsies is. V1 plus V2, V1 plus V2 is 15, nee. V2 minus V1, 5 minus 10 gee vir jou minus 5. 'n volt is nie 'n minus nie, so die antwoord is B. Kan ek sien wie dit reg? Baie mooi. Het julle met toebroodjies geloop of nie? Julle het ge-eyeball. So ek leer nou my kinders maniere, of ek probeer my kinders maniere leer, en dan vir hulle nie te sê, ek skwaad vir jou, of so is nie, maar om vir hulle te sê, soos, nou wat jy nou gedoen het, maak my hart seer, of wat jy nou gedoen het, maak my hartjie baie bly. En gister het my middelkind iets gedoen, kan nie eens onthou wat nie, maar my hartjie was baie bly oor wat hy gedoen het, goeie maniere gehad, ergens. Nou my hartjie is nou nie baie bly, omdat jy hulle net ge-eyeball het nie. Want hierdie vraag was nou maklik geweest, of maklike reg, maar baie vrae gaan moeilik wees. So jy moet jou brein se patroontjie leer om die regte roete te volg. Is jy met my? Ja? Anders gaan jou brein seize as jy by 'n moeilike vraag kom. Okay. Goed. Volgende is nog steeds alles graad 11, graad 10 werk, okay? Wat is elektriese stroom? Daar dit is die definisie daar. Elektriese stroom is die hoeveelheid lading wat per, nou kom ons stop gou, per, wat beteken die woord per, Cameron? Gedeel deur. As jy die woord per hoor, moet jy dink gedeel deur. Die hoeveelheid lading per sekonde verby 'n punt beweeg. So as ek dit in 'n formule gaan skryf, dis lading
per tyd. En dit is elektriese stroom. Hoeveel lading gaan verby daai sekonde? Want ek het gesê ons meet dit met 'n ammeter. En wat doen daai ammeter? Hy tel hoeveel ladings beweeg verby daai punt per sekonde. Okay, so daar is 'n formule wat net gerangskik is. Hy's op jou datavel. Onthou Q is jou lading in coulomb. I is jou stroomsterkte in ampere en T is tyd in wat in sekondes gemeet word. Goed, nou ons het nou al elektriese ladings gedoen. Dit was die vorige hoofstuk gewees, vorige hoofstuk gewees. En nou doen ons stroombane. So hulle kan vir jou nou sê, in daai vorige hoofstuk sê, goed, die stroom in die stroombaan is, kom ons sê 5 ampere. Okay. Hoeveel, hulle gaan vir jou vra, hoeveel elektrone gaan verby daai punt in 2 minute? Hoeveel elektrone gaan verby daai punt in 2 minute? Okay, so hierdie vraag sal 5 punte tel. So hulle sê vir die stroom is 5 ampere en hulle vra hoeveel elektrone in 2 minute. So as jy jou infotabel nou daar gaan teken, gaan skryf, ek gaan nou baie erg inzoom hierso, dan soek jy die hoeveelheid elektrone. Jy weet die lading van die elektron is minus 1.6 maal 10 to die mag minus 19. Hoe weet jy dit? Is op jou datavel. Q weet jy nie. Maar hulle sê vir die tyd is 2 minute, wat beteken dit is 120 sekondes. So wat jy dan kan doen is jy kan sê reg, ek gaan die lading gaan uitwerk, is stroom maal met tyd, so is 5 maal met 120, wat is dit, 600. 600, en dan gaan jy na daai formule toe van N is Q oor E, plug dit in, nou werk jy uit hoeveel ladings is. Okay, so veral in fisika moet jy nie dink, hierdie hoofstuk is in hierdie boksie klaar afgehandel, jy weet volgende hoofstuk nie. Hulle begin hulle so te merge en by mekaar te bring. Alright, iemand 'n vraag daar? Goed. So ek het vir jou reeds gesê, so stroomsterkte word met 'n ammeter gemeet en 'n ammeter is altyd in serie gekonnekteer, want jy wil hê al die lading moet daar deur gaan sodat jy kan tel hoeveel mannetjies gaan daar deur en hy het daarom 'n baie lae weerstand. Soos ek vir jou gesê het, registerperiode vat nie baie energie nie. Gaan in, goeiemôre, lekker dag, cheers. Okay. Die volgende wat ons daar het is elektriese potensiële energieverskil of potensiaalverskil. En wat is dit? Potensiaalverskil tussen 2 punte in 'n stroombaan is die hoeveelheid arbeid verrig, hoeveelheid werk wat gedoen moet word, of energie wat oorgedra moet word per 1 coulomb lading wat deur wat tussen 2 punte beweeg. Okay. Eers wil ek na die formule toe gaan. Weereens sê hulle die woord per. Okay? So hulle sê potensiaalverskil, die volts, is wat die hoeveelheid arbeid verrig, die hoeveelheid werk wat gedoen word, per gedeel deur die lading. En dit is waar hierdie formule vandaan kom. So onthou, formule moet jou help om die definisie te onthou. Doen julle nog flashcards? Okay, met formules en dan die definisie agterop. Okay, goed, nou, party van julle kop stroombane en ander doen nie, so vir die wat nie kop nie, wat beteken daai definisie? Okay, hierso is weerstand, en hierdie weerstand is, kom ons maak dit, hier gaan jou mannetjie nou beweeg, daar is my lading mannetjie, hy gaan nou daar loop, en daai scenario wat daar is, wat is die vak wat die meeste energie uit jou vat? Okay, maar, alright, nie kom ons vat fisies, ek kan dit vat.
Physical sciences. Okay, so, jy moet nou dink, is werklik, is daai weerstand is baie dig. Menende, die lading sukkel om deur te beweeg, hy bots baie, dis hoekom hulle warm word, en jy wil hulle moet sukkel om deur te beweeg, want jy dalk 'n gloeilamp wat nie dat die elektrone so vinnig kan deurgaan, maar dan gaan hy bars, of blaas. Okay, so daar's 'n rede hoekom jy weerstande insit, om die stroom te manage. Okay, dis amper soos wanneer jy, voertjies het, julle woon in Parys, julle almal weet wat is voertjies, daar goeders wat by die huise is, wat jy kan toemaak en dan met die water in die ou tyd daardeur gevloei. Ons huis het, ons kry nog water, wat noem jy daai water? Nou wat is dit in Engels? Engels? 'n voertjie? Is dit 'n gutter? Gutter water system. Kyk, ons kyk gou hierso. Is nie wat ek wil hê nie. Ag jene, ek sal vir julle video's neem van my huis. Soos ons erf is te groot, is baie groot. So dit is ons het klomp sisteme wat daar aan die gang is. Dus ek kan loop en dan toemaak hier en dan gaan die water daar in die tuin in en dan maak dit so toe en dan vergeet ek om dit toe te maak en dan loop dit oor. Dis 'n waterway. Kom ons kyk gou hierso. Ja, water sluice. Is channel met die H? Regtig? Channel. Old Town. Backyard een woord. Joh, daar is mooi. Myne lyk nou nie so nie. Byvoorbeeld. Ek sal vir julle video's neem. Iemand post op die groep, juffrou onthou video van en dan sal ek dit doen. Okay, maar dit is nou baie fancy, maar hulle gaan dus glo, dit is net gesloot. Okay? En dan kan ek sulke staal slices wat ek insit en dan keer dit daai roete, maar dan is daar 'n ander roete waartoe die water gaan. Nou dis dieselfde weerstande in 'n stroombaan doen. So jy sit 'n weerstand in, dan blok dit so half bietjie die stroom, dat daar nie so baie stroom deur gaan nie, want jou apparaat kan dit nie doen nie. Kan nie dit so baie stroom hanteer nie. Dan gaan die stroom 'n bietjie anders en dan ander ding. So 'n weerstand is nie 'n slegte ding nie. 'n Weerstand is 'n goeie ding, want jy kan jou stroom dan beheer waartoe dit gaan. Okay, so terug op my storie hierso. Hier is jou mannetjie. En hier kom jy nou by wetenskap klas. Dan ek kan julle wys en ek julle as julle hier kom vir die blik nie, maar ek weet dit. Julle lyk so lekker. En kom sit julle en as julle oogies aan. Okay, nee, so om hierdie wetenskap in te neem, as jy regtig fokus die dag gaan jy brein so jy wonder, dink jy hard genoeg, oordink jy dit, weet jy wat aangaan, weet jy nie wat aangaan nie. So, om uit te figure wat in hierdie klas aangaan, werk jou brein oor dit en is moeite om hier so te wees, dit is nie net easy peasy nie. Okay, so dit is wat gebeur wanneer hierdie mannetjie daardeur beweeg. Okay, so daar's toebroodjies in sy rugsak. Is nie 'n kuip nie. Daar's toebroodjies en hy eet die toebroodjies en die toebroodjies wat hy eet verander, of dis die energie wat hy eet verander in werk wat verrig word. So hier's baie botsing hier binne en dan gaan hy deur. Okay, so, die vraag waarmee is jy besig? En die definisie. Wat is potensiaalverskil? Dis die hoeveelheid arbeid of die hoeveelheid energie wat gebruik word, wat oorgedra word per een mannetjie. So hoe baie energie gebruik een mannetjie om daardeur te gaan? En dit is wat potensiaalverskil is. Okay? Of soos ek jou gesê het, hoeveel toebroodjies het jy hier? Hoeveel toebroodjies het jy daar en wat is die verskil? Menende hoeveel energie het jy gebruik om daardeur te gaan? Okay. Goed. So, potensiaalverskil word in volts gemeet, arbeid word in joules gemeet en lading word in coulomb gemeet.
Okay? Nou jy kan net 'n potensiaal verskil hê, daar waar energie toegevoeg word, daar waar jy energie gee, toebroodjies uitdeel, soos jou huis, jou sel of jou battery, en daar waar energie verbruik word, soos 'n weerstand of 'n gloeilamp of 'n buzzer of 'n motortjie of 'n wat ook al. Okay. Potensiaalverskil word tussen twee punte gemeet met 'n voltmeter wat altyd in parallel geskakel is, bo-oor wat ook al nou energie en krag en alles gee, en uit 'n baie hoë weerstand want jy wil nie hê die stroom moet daardeur gaan nie. Okay. Nou vra ek vir jou hierso, bereken die potensiaalverskil oor elke weerstand in die stroombaan en kom ons beskou gou ons stroombaan hierso. Okay? As my mannetjies hier loop, gaan hulle toe. Dan voordat hulle hier aankom, hoeveel toebroodjies het hulle? Wat is die voltmeter se lesing daar? Nie se lesing nie, se touch is 24. 12, 9/12 is 3/4, né? 3/4 van 24 is? Dis reg. Okay, goed. So as jy hierso uitstap, dan het jy 6 toebroodjies oor. Okay, so wat weet ons van daai 24 toebroodjies? Daartoe gaan hoeveel? 18 volts. So daai voltmeter lesing lees 18 volts. Ek gaan nou vir jou wys. Ek wil net hê jy moet sien, jy moet nou sien dat die groot weerstand vat baie toebroodjies. Okay? En dan loop die mannetjie nou hier deur met 6 toebroodjies. As hy hier kom, het hy nog steeds 6 toebroodjies en na die tyd het hy 0. Hoekom? Want hy gaan reguit huis toe waar hy nog toebroodjies kry. Okay, so daartoe gaan 6 toebroodjies. En daai voltmeter lesing sal lees 6 volts. En dan stap jy al die pad huis toe met 0 toebroodjies, want jy kry nog. So as jy hierso 'n voltmeter oorsit, wat gaan hy lees? 24. Hoekom? Want jy gaan uit met 24, jy kom in met 0, so die potensiaal verskil is 24 volt. Okay, juffrou, hoe het jy by daai 18 en 6 uitgekom? Jy kan dit op 2 maniere uitkom. Jy kan of gaan uitwerk wat is die totale weerstand, 9 plus 3 is 12, en dan kan jy die stroom gaan uitwerk, 24 gedeel deur 12 is 2, en dan gaan uitwerk, okay, 9 maal met 2 gee vir jou 18, so dis hoeveel volts ons, of jy kan ratios gebruik. Okay, so ek wil gou dit met julle oefen. Ons het 2 verskillende maniere of plekke waar ons ratios gebruik. Alright, die eerste een is hierso by potensiaalverskil. Jy kan net 'n ratios net gebruik as jy met 2 weerstande besig is. As jy met 3 weerstande besig is, kan jy nie die ratios gebruik nie. Okay. So, jy sê dan vir jouself, daar's 3 en daar's 9. So jy sê 3 versus 9. Dan om jou breek te kry, sê jy tel hulle 2 bymekaar, wat kry jy dan? 12. So jou 2 ratios wat jy kry is 9/12 en 3/12. Okay, so dis jou 2 breuke of jou ratios of jou verhouding van wat, so maal van die totale volts. Die totale volts is 24 volts. So van 24 en van 24. Kry julle ook 6 en 18? Ag, ekskuus ja, sorry. 18 en 6. Right. Nou is die belangrike ding hier is om nie net aan te neem wat sien pas waar nie, maar om te kan redeneer watter volts pas by watter weerstand. As jy mooi kan onthou in Ohm se wet, dit is die volgende ding wat ons gaan doen, maar Ohm se wet van laas jaar het gesê dat weerstand is direk evenredig aan volts, of groter die weerstand is, hoe groter volts gaan hy gebruik. Onthou julle dit van laas jaar? Bietjie ergens.
Okay, maar maak dit sin vir jou? Hoe moeiliker die vak is, hoe meer toebroodjies het jy nodig. Ja? Okay, so die een met die baie toebroodjies gaan die een met die groter weerstand. So hierso gaan jy sê dit is die volt 2 of die voltmeter van die 9 ohm weerstand. En hierdie is voltmeter 1 en dit is die volts van die 3 ohm weerstand. Juffrou, moet ons dit maak sin so. Dit gaan ons gaan ergens kom waar dit nie so gaan wees nie. Okay, so ons kom jy dit nou moet verstaan, so maklik. Okay. Goed, die klok gaan lui nou, nee, oor 5 minute. Ja, stop juffrou. Alright, ek stop wel 'n bietjie. Wat wil ek hê moet julle vir my doen? Wat moet ek hê moet julle vir my doen? Op bladsy 18 asseblief. Bladsy 18. Dis kort sommetjies hierdie. Doen asseblief vir my nommer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 vir huiswerk. Die antwoorde is agterop. Gaan check jouself of jy